Welkom by vandag se luistermeditasie in Groot Lydensweek. Dit is Woensdag 1 April. En die skrifgedeelte wat ons vandag saam lees, kom uit Hebreërs 12 vers 1 tot 3. En ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Here, bring my gedagtes tot rus. Help my om nou na U te kom, sonder om te pleit, sonder om te stry, sonder om enigiets te vra, behalwe om te mag bewus wees van U stille teenwoordigheid. Gee my die geloof wat nodig is om my laste by U neer te lê, en dit daar te laat in ruil vir U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Daarom, terwyl ons ook so groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. In die hart van Heilige Week word ons aangemoedig om vas te byt, om deur te druk en nie moeg te word nie. Ons het Heilige Week begin met Palm Sondag en mekaar herinner dat ons luidkeelse hosannas al hoe meer opdroog en stiller word op weg na Goeie Vrydag. En hier, in die middel van die week, kom die Hebreërs skrywer en moedig ons aan, pleit by ons, om die pad en tyd te stap saam met Jesus. Hy gee vir ons 'n baie treffende beeld. Die van 'n groot skare geloofsgetuies wat rondom ons is. 'n wolk is hoe hy dit beskryf. Nou om hierdie geloofsgetuies te sien en te hoor, moet jy terugblaai. Om karakters soos Abel, Henog, Noag en Abraham te hoor, jou aanmoedig op hierdie pad. Vir baie van ons in 2026 voel hierdie karakters meer soos ou mitologiese figure, stories uit 'n ver stofbedekte wêreld. Hoe moet ons nou in hierdie tyd nog inspirasie put uit hierdie antieke karakters? Die skrywer van die Hebreërs nooi ons om in hierdie week met nuwe oë na hulle te kyk. Abel se offer, Henog se stil wandeling met God, tot die Here hom eenvoudig net kom haal het. Noag se waansinnige arkbou terwyl almal hom uitlag. Op die eerste lees klink hulle ver, argaïs. Tog sien die skrywer van die Hebreërs hulle nie as museumstukke nie. Hy sien 'n lewendige, asemgewende wolk, mense van vlees en bloed, wat in hul eie chaotiese tye volhard het. En dan hierdie verrassing,
Hulle staan vandag nog hier, rondom ons, so naby dat ons hulle gejuig kan hoor. Dink daaraan, in jou wandel saam met die Here, is ou Noag jou grootste ondersteuner. Moedig Abel jou aan om ook jou offer te bring. Vra Henog jou om saam met hom te stap, rustig, elke dag saam met God. Maar sedert die skrywer tot vandag het hierdie wolk gegroei en gegroei. En ook hier vir ons in Suid-Afrika. Ons dink aan die jong Paddy meisie Manche Masimola, wat op die ouderdom van 15 in 1928 deur haar eie ouers doodgeslaan is, omdat sy Jesus nie wou prysgee nie. Self het sy gesê dat sy in haar eie bloed gedoop sal word. En sy het. Saam met haar staan Beyers Naudé in die skare, die Afrikaner predikant wat sy eie volk en kerk se guns verloor het, omdat hy die evangelie bo ideologie gestel het. Ons hoef nie ver te soek om vir Desmond Tutu te sien nie, wat met 'n sagte glimlag en 'n vurige hart vir geregtigheid gestry het, altyd met sy oog op Jesus. Hulle en soveel meer, en ek is seker daarvan dat jy 'n klomp bekende gesigte ook in hierdie wolk sal sien, saam met die antieke getuies. Fluister hulle nie in ons oor nie, nee, hulle skree luidkeels vanuit die stadion. Ons is nie alleen in hierdie wedloop nie. Dis 'n goeie resies om te hardloop. Hou bene hou. Hou bene hou. En daarom moet ons lig hardloop. Gooi elke las af, sê die skrywer. Wat is die swaar gewigte wat jou stadiger laat hardloop? Wat maak dat jy moeg hardloop, moeg raak, uit asem raak? Die skrywer in Hebreërs gee vir ons die gedagte van sonde. Sonde wat soos losveters ons laat pootjie, of soos 'n swaar kledingstuk ons laat verstrengel en maak dat ons al hoe moeiliker hardloop. Die uitnodiging is om lig te hardloop, vry te hardloop. In Heilige Week moedig ons mekaar aan dat die enigste swaar ding wat jy moet optel, is die kruis. En in kontras of in paradoks daarmee, eintlik dan by die kruis kom neersit, ou bagasie, dit wat die lewe swaar en stadig maak. Sit dit neer, sodat jy die heel belangrikste kan optel. Die Hebreërs skrywer moedig ook ons aan om te kyk. Te kyk na Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Nou 'n treffende beeld, hy hardloop nie ver voor ons uit nie. Hy hardloop net hier voor ons is kort op sy hakke. En terwille van die vreugde wat vir hom voorgelê het, het hy die kruis verduur, die skande verag en die vyhandige optrede van sondaars deurstaan sonder om moeg te word. En so moet dit dan ook wees vir die manier hoe ons lewens leef. Die wolk juig, die antieke en die nuwe. Hulle roep, hardloop ligter, hardloop met volharding. Jesus is voor, hou by, hou by. Die wendpaal is reeds syne en hy nooi jou om saam met hom op die podium te klim. Here Jesus, in bewolkte tye, help ons om die hoopvolle stemme te hoor. Omring ons met nuwe moed. Vul ons longe met 'n lang asem
en ons harte met 'n geloof wat eindtyd hou. Maak ons los en lig, vlugvoetig maar gefestig, oë op U, voete in die spore, in pas en op pad. Hou, bene, hou. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.